deur God se hand gemaak. Die hoë berge, die see, die waterstroom, en elke blaar op elke bos en boom. Die Bybel wat het saam, waar alles begin, hoe alles ontstaan het, wyse woorde, 'n ou verhaal, die mooiste storie elke maand. Kom luister mooi, ons wil weer nog na die Bybelstorie. Die Bybelstorie. Lank gelede is daar dwars deur die land vertel van 'n wonderlike leermeester in Jerusalem. Dit was Jesus, die seun van God. Kyk, daar is Jesus. Kom ons gaan saam. Hy het die siekes gesond gemaak. Hy het die eensames moed ingepraat. Hy het al hulle vrae beantwoord en hulle van God vertel. Jesus het van die een dorp na die ander gegaan, en waar hy ook al gegaan het, wou die mense hoor wat hy te sê het. Welkom. Weet jy, God is baie liever vir die engele van kindertjies as vir enig iemand anders. Vat asseblief tog net aan my baba. Asseblief bid vir my kind. Nee, moenie hom pla nie. Een van Jesus se disippels was baie omgekrap. Kan julle dan nie sien hoe besig Jesus is nie? Moenie hom kom pla met julle kinders nie. Wag eers. My Vader se koninkryk bestaan uit mense wat soos kindertjies kan lief hê, vertrou en glo. En vir hom is elke kind baie kosbaar. As my disipel moet jy altyd onthou, ek sal nooit my rug op kindertjies draai nie. Vergewe my, Jesus. Vat dit. Kom asseblief terug. Ek was verkeerd. Kom terug sodat Jesus julle kinders kan sien. Jesus was nooit te besig om met mense te praat nie. Oud of jonk, siek of gesond. Meester, Ja, dit lyk of u 'n antwoord op alles het. So, sê vir my, wat kan ek doen om in die hemel te kom? jy ken tog seker God se wette. Wat dink jy staan jou te doen? Wel, dit sê dat jy die Here jou God moet lief hê met jou hele hart en siel en al jou krag, en dat 'n mens jou naaste en alle ander mense net so lief moet hê soos jouself. Dis heeltemal reg. Wag eers, ek verstaan alles behalwe vir daai laaste deel, meester. Wie is my naaste en hoe kan ek ander mense lief hê? Wat is die antwoord daarop, Jesus? Laat ek jou van 'n jong man vertel.
Die jong man het Jerusalem verlaat op pad Jerigo toe. Hy het sy geld versigtig getel, soos sy vader hom altyd geleer het. En toe het hy in die pad geval Jerigo toe. Môre. Goeiemôre. Die jong man het langs die pad ander reisigers teëgekom en gegroet, ook 'n priester van die tempel. Ek hoop jy het 'n veilige reis. Dankie, selfs vir jou. 'n Eind verder het hy nog 'n reisiger raakgeloop. Dit was 'n leviet. Leviete het die priesters in die tempel gehelp. Baie dankie vir jou hulp, my vriend. Ek hoop jy het 'n goeie reis verder. En jy ook. Hoe verder die jong man gestap het, hoe minder mense het hy teëgekom. Ek is daarmee heeltemal alleen nie. Dit is regtig 'n baie mooi voël. Waar het ek nou weer voorheen so 'n voël gesien? Pa, kyk jy mooi voël. Kan ons 'n bietjie na die voëls kyk? Ons doen dit mos nog altyd. Kyk net, pappa. Is jy nie ook mal oor die voëls nie? Ons moet loop. Onthou jou ma het ons gestuur om amandels te kom koop vir aandete. Hulle bly mos in dieselfde straat as ons, nee. Ja, my seun, hulle is ons bure en hulle is goeie mense. O, pappa, kyk daar. Hè? Wie is daai man? Hy kom nie van Jerusalem af nie. Hy kom van Samaria af. O, is dit hoe 'n Samaritaan lyk? Bly hier, seun. Die Samaritane is nie ons naaste nie. Ja, hulle is ons vyande. Ons kan hulle nie vertrou nie. Die seun is geleer om bang te wees vir enige een wat van 'n ander plek afkom. Jy moet altyd onthou om versigtig te wees vir die Samaritane. Versigtig te wees vir die Samaritane. Die jong man was stok alleen op die pad toe hy 'n vreemdeling sien aankom. Hy was baie bang, want sy pa het hom altyd gewaarsku om versigtig te wees vir mense wat van ander plekke afkom. Maar die uitlander het hom nie aan die jong man gesteer nie. Goeiemiddag, my vriendjie. Hier is vir jou ietsie lekker. Maar jammer, ek het julle nie sien aankom nie. Goeiemiddag, uitlander. Ja, ons sien so. Aan dit goed, hè? Sê vir ons, is julle kerels ook van Jerusalem? Dankie, tog. Ek is bly om landgenote in die vreemde raak te loop. Eina, jy het tog 'n stewige handdruk, vriend. Wag toe jy sien wat nog alles vir jou voorlê. Wat bedoel jy? Ek Vrypak. nee, julle kan dit nie doen nie. Asseblief hou op.
op asseblief. Hoekom doen julle dit? Ons is landgenote. Geef net vir ons al jou juwele en geld, liewe landgenoot. Ons het dit. Wat sê julle nou? Nou kom, laat ons pad hier. Weg is ons. Die rowers het al die jongman se geld en juwele gevat en hom halfdood agtergelaat. Help my. Is daar iemand wat my kan help nie? Maar niemand kon sy hulpkrete hoor nie. En hy moes maar probeer om terug na die pad toe te kruip. Ek weet jy sou my gehelp het as jy kon, liewe vriendjie. Die arme jongman het ure lank in die sloot bly lê. Daar kom nou iemand aan. Dit is nou vir jou gelukskoot. Dis die priester van vroeër. Hy sal my beslis help. Maar ek is so moeg. Ek kan nie beweeg nie. Die jongman het hulp nodig gehad, maar hy was te swak. Hy kon nie 'n geluid maak nie. En nou dit? O nee. Hy foei tog. Wat nou? Ek hoop iemand sal die arme man help. En die priester het die pad oorgesteek en aangestap. Wat? Waar is die priester? Wat is dit dan nou? Hier kom die fiets. Hy het my sy vriend genoem. Help my tog. Help. Help my asseblief. My vriend. Help. Nee, moenie my vra nie. Nee. Wag. Soos die priester voor hom, het die leviet ook die pad oorgesteek en sy reis voortgesit. Tog. Wat sal ek nou doen? Wat sal ek nou doen? Is daar dan niemand wat my sal help nie? Teen die middag laat was die arme jongman al baie swak. Hallo daar, liewe vriendjie. Ek twyfel of ek vannag sal kan oorleef.
Sê my asseblief God, waar is my naaste wanneer ek hulle nodig het? Waar? Toe die son begin sak, het nog 'n reisiger verbygekom. Daar kom weer iemand. Jy moet altyd onthou om versigtig te wees vir die Samaritaan. Wanneer ek op my swakste is en hulp nodig het, is dit 'n Samaritaan wat verbykom. Wag, miskien het die Samaritaan my nog nie gesien nie. Eina! Wie is daar? O, my aarde. Wag, ek kom. Wat het gebeur met jou? Moet niks sê nie. Doe maar wat. Jy het hulp nodig, dis duidelik. Bly net so lê, ek kom nou. Hy sal nie terugkom nie, ek weet. Toe maar, dis net salf. Om op jou sny en op jou skrape te smeer. Ek beloof jou dit sal help. So. Ek verstaan nie mooi hoekom jy my help nie. Dit maak nie saak nie. Ek sal jou nou na 'n veilige plek toe vat. Maar hoekom wil jy dit doen? Jy is tog 'n Samaritaan nie waar nie? Met ander woorde, jy het al voorheen met my mense te doen gehad. Reisigers wat verbygekom het, kon nie glo wat hulle sien nie. 'n Samaritaan was souwaar besig om 'n Israeliet te help. Moenie praat nie. Daar lê 'n lang reis voor en jy het al jou krag daarvoor nodig. Ek hoop nie al die geskit maak jou pyn erger nie. Die Samaritaan het sy donkie na 'n herberg toe gelei. Was hy in 'n ongeluk gewees? Het hy baie seer gekry? Tog. Ja, baie. Ons moet hom dadelik in die bed kry. Goed, vat hom in. Ek was baie gelukkig geweest. Ja, dat ek ook. Ek het hom gesien. Lewe hy daar nog sowaar nog? Ja, ek het hom ook gesien, ja. Maar wie is die man wat hom dra? Dit lyk vir my soos 'n Samaritaan. Maar 'n Samaritaan sal tog nie Israeliet help nie. Of sal hy? Jy moet nou net probeer rus. Baie dankie vir alles. Die Samaritaan het dwars deur die nag by die jong man gewaak. Hy lyk vanoggend sommer baie beter. My harte. Ek moet verder reis vandag, maar ek sal terugkom. Hier is geld vir sy kos. Vat alles wat jy nodig het. Ek sal vir jou die res gee wanneer ek terugkom.
Wanneer ek terugkom, beloof ek om al die ekstra onkoste te betaal. Meneer, ek kan nie genoeg dankie sê nie. Word gesond. Ek sien jou oor 'n paar dae. Wetenskap. Ek het God gevra waar my naaste was toe ek hulle nodig gehad het. En dis hoe hy my geantwoord het. Die Samaritaan het teruggekom soos hy beloof het. En 'n paar dae later het hy die jong man teruggeneem Jerusalem toe. Wie is my medemens? Jy is my naaste. Ja, dit weet ek nou. 'n Medemens is mos 'n vriend wat omgee sorg vir jou. Wie is my medemens? Jy is my naaste. Daarvoor stem ons saam. 'n Medemens is mos 'n vriend wat by sy vriende staan. Soek na jou medemens, dit moet jy onthou. Hy is altyd aan jou sy, altyd daar vir jou. Soek na jou medemens, dit moet jy onthou. Hy is altyd aan jou sy, altyd daar vir jou. Wie is my medemens? Jy is my naaste. Hand aan hand loop saam. Hand aan hand loop saam. Help 'n vreemdeling waar ons kan. Help so ver ons gaan. Help so ver ons gaan. Wie is my medemens? Jy is my naaste. Ja, dit weet ek nou. 'n Medemens is mos 'n vriend wat omgee sorg vir jou. As jy kyk met jou hart en jou oë verplaas, mag jou medemens jou dalk net verbaas. Soek na jou medemens, dit moet jy onthou. Hand aan hand loop saam. Hy is altyd aan jou sy, altyd daar vir jou. Sover ons gaan. Soek na jou medemens, dit moet jy onthou. Hy is altyd aan jou sy, altyd daar vir jou. Altyd daar vir jou. Wie kan vir my sê watter een van die reisigers was die jong man se naaste? Die priester of die leviet of die Samaritaan? O, dis maklik. Wel, die een wat die jong man versorg en gehelp het, sou ek sê. Iets wat ons almal behoort te doen. Ons behoort altyd goed te wees vir ander. So moenie net lief wees vir julle vriende en julle familie nie. Wees goed en lief vir almal, vir al die wat hulp nodig het. En lei 'n goeie lewe soos die barmhartige Samaritaan. Van nou af sal ek, Jesus. Laat ek jou optel, my jong vriend. Dankie. Die storie wat Jesus daardie dag vertel het dwars deur die wêreld versprei. En van toe af word enigeen wat iemand help wat hulp nodig het, 'n barmhartige Samaritaan genoem.